Hartlik welkom by Agri Monitor saam met my Jacques en Françoise. Ons sien by vir 'n lekker vol program saam met julle. Françoise, wat het jy vir ons vir die program vandag? Jacques, ek was op Nampo en daar het ek vir Ian Collard gesien. Hy is die nuwe uitvoerende hoof van Savannah Beef. So ons onderhoud is met hom. Dan het ons 'n baie interessante plaas toe. Op pad soontoe het ek by die Oranje Rivier wynkelders aangegaan en daar het ek met die wynmaker Mostop Dippenaar gesels. Hou julle oë op die program. Ons gaan nou na daai video's kyk. Ons gaan nou oor na die nuus. In die nuus kyk ons vandag vinnig na Nampo, die voorblad van Agri Monitor en dan gaan ons ook praat oor die NLE Agri Braai. Françoise, vertel vir ons van Nampo. Nampo was ongelooflik, dit was fantasties. Dis reusagtig en dit is oorweldigend, want daar is soveel mense. Daar's 'n rekord gebreek, verlede jaar was daar 86.000 besoekers. Hierdie jaar 87.191. En dit is net trekkers en die implemente, dit is net ongelooflik. Vanjaar was daar oor die 4 dae 377 vliegtye en 69 helikopters. Ek sal vir elke Namibier aanraai om volgende jaar se Nampo by te woon. Dit gaan wees 12 tot 15 Mei. Ek sien definitief uit om volgende jaar daar se te wees. Daai syfers klink vir my amper ongelooflik. En dan in vandag se voorblad wil ek julle aanmoedig, die Afrika Ontwikkelingsbank het die begroting van die Ministerie van Landbou basies verdubbel om Namibië te help om watersekerheid te kry. Die budget is omtrent 956 miljoen en die Ontwikkelingsbank het 990 miljoen. Gaan lees bietjie daarso al die positiewe projekte wat die Ministerie van Landbou in die land gaan bou. Françoise, NLE Ek en jy Braai. gaan ooste toe die naweek en braai. Babes, ek is reg vir daai ene. Ek is so lank in NLE Agri Braai. Wat kan die mense bietjie daar verwag? 23, 24 Mei, Vrydag, Saterdag, asseblief almal, alle paaie lei na die ooste, na Cattle Country toe. Daar gaan wees 12 boereverenigingsspanne en 9 sosiale spanne. Die organiseerders is reg, hulle is gereed. Babes, wag vir ons. Ek kan nie wag vir daai nie. As jy nie by die braai is nie, is jy ooit 'n boer. Laat ek nie daai here vra nie, maar ons sien uit na die naweek. Al die pad uit Namibië op Nampo Park. Dit is my groot voorreg, Ian Collard. Hy is die nuwe uitvoerende hoof van Savannah Beef. Ons is 2 Namibiërs hier wat hoop om 'n verskil in die landboubedryf te maak. Baie, baie lekker om jou hier te sien, Ian. Dankie Françoise. Ek hoop julle het spesiaal gekom om my hier te sien. Ons het spesiaal gekom om jou hier te sien, want ek kan jou nooit vastrek vir 'n onderhoud nie. Toe moet ek jou nou maar volg Nampo toe. Wel, jy het geslag aan. Ek het geslaag aan. I will always catch you. Sien so. Een baie lekker om jou hier te kry. Ek het een myself op skool ook en ek dink dis wanneer laas ons mekaar gesien het en dit is soos 'n baie jare gelede, maar ons gaan nie sê hoeveel nie. Ek kan uitpraat. Dit is my ongelooflik wat jy bereik het in die landbousektor en hy was ook uitvoerende hoof by Namib Mills en toe tree af en toe wonder ons almal, waarheen gaan Ian Collard? En dis my verblydend om te weet jy's by Savannah Beef en dat Savannah Beef in goeie hande gaan wees. Waar trek ons? Dis amper klaar Augustus, behoort julle klaar te wees met die konstruksie. Hoe lyk dinge? Kyk, volgens die aanvanklike beplanning sou ons dalk 'n maand of wat vroeër klaar gemaak het, maar einde laas jaar is daar 'n vertraging gewees en dis hoekom ons nou by die hierso middel Augustus rond met ons inwerkingneming gaan wees van die fabriek. Daar's so 'n bietjie, wil ek amper sê, slegte nuus by die goeie nuus wat 'n mens net moet in konteks moet sit. En dit is dat as ons sê ons neem die fabriek in gebruik, dan gaan die fabriek nog nie eintlik oop wees vir die kapasiteitsverslagting wat algemeen aanvaar word die kapasiteit van die slagpale gaan wees nie. Nou om dit kortom te sê, ons beplan om 50
200.000 bees per jaar te slag, wat omgesit word in 250 bees per dag, maandag tot Vrydag. Maar voordat ons daarby kan uitkom, want ons sien onsself as hoofsaaklike uitvoer abattoir na die Europese mark toe, moet ons eers akkreditasie kry om te kan uitvoer. En die akkreditasie gaan ook met tyd gepaard. Natuurlik, dis was baie papierwerk. Dis nou so alhoewel ons gereed sal wees sê maar om 'n sekere kapasiteit te kan verslag, moet ons genoeg data opbou om die Europese Unie se standaarde te kan aan voldoen. Uiters hoë standaarde is. En dan moet daar basies 'n 3 maande periode ook verstryk om te sien of ons hierdie standaard en die kwaliteite kan handhaaf en eers daarna kry ons dan uitvoer sertifisering. Die beplanning is dat dit hierso rondom, ons sal dit as ons Kersfees wens het, dan sal ons dit graag Kersfees klaar wil hê. En dan daarna sal ons seker die eerste 2 maande is gewoonlik nie die goeie maande van die beesbemarking siklus in Namibië nie. Dis maar blootgewoon omdat dit nog nie gereën het daai tyd nie, en daar is natuurlik dan nou nie bees wat op die veld afgerond kan word in 'n goeie kondisie is nie. So die werklike beplanning om vol kapasiteit te begin slag sal hierso van ons begin van ons finansiële jaar wees, wat hierso rondom 1 Maart is. So dis 'n kort opsomming van wat die beplanning is. Okay, maar die gebou en alles, die konstruksiewerk, die annexes, hoe ver is dit? Kijk, dit is redelik op datum. Dit is redelik op datum. Hier van Mei maand af sal daar nou van die toerusting begin inkom, dan moet al die toerusting gebou word. Wat natuurlik uitdagings van hulle self verg in die opsig dat nou wat die geboue klaar is daar 'n klomp klein bewegende deeltjies wat ons nou, en almal weet ons nou as jy huis bou, die wasbak moet 'n prop kry en daai ene moet 'n liggloeilampie moet ergens ingesit word. So daar gaan baie detail wees. Mense moet aangestel word en ons beplan om die einde van die dag in 'n omgewing van 220 tot 230 mense werk te verskaf. Dit is die werkskepping wat jy direk gaan verskaf. Maar saam met dit moet ons ook opgelei word. En, maar die kan julle doen voor julle nog nie so groot kapasiteit het om te slag. Dis die gedagte. En dis hoekom dat daai periode daar is wat dan nou, ek sê in 'n mate 'n teleurstelling vir mense daar buite kan wees in die opsig dat dit is nie soos 'n lig aan of afsit nie. Ons moet die mense opgelei kry, ons moet die standaard operasionele prosedures moet ons geïmplementeer kry en dan moet ons 'n volle werkende funksionele effektiewe prosesseringsaanleg raak vir bees wat voldoen aan Europese standaarde. Sê gou vir my wat die finansiële kant aanbetref, die beleggings van dit is mos nou maar boere wat self daarin belê. Hoe lyk dit? Kyk, die aanvanklike belegging van boere se kant af was baie meer as wat verwag is. Ja, dit was fantasties want ek dink almal wou net 'n privaat ek dink almal het 'n alternatief gesoek. Almal het 'n alternatief gesoek. So daar's 200 miljoen gekry Namibiese dollar wat belê is en dit is gelykstaande aan elke boere dan nou seker hoeveelheid aandele het vir jou slagbeurt gegee en dit gee die 200 miljoen gee 50.000 slagbeurte. Dit beteken dan nou dat die volle kapasiteit van Savannah Beef is in teorie vol opgeneem. So, maar dit is ongelukkig nie genoeg nie. So daar's 200 miljoen deur hulle en dan nog 150 miljoen deur 'n groep wat die industriële ontwikkelingskoöperasie, Engels noem hulle die IDC van Suid-Afrika. So is 150 miljoen, dit bring ons dan na 350 miljoen toe. Dan is daar nog 2, kom ons noem dit institusionele beleggers wat albei 80 miljoen gegee het, wat dan nou die kapitaal wat reeds in die besigheid ingedruk is met vat dit dan na 430 miljoen toe as my wiskunde korrek is. Dis ongelooflik. En dan is daar nog 'n belegger van beide kante af wat ons koelgeriewe finansier. En dis so in die omgewing van kom ons sê nog 'n ronde 100 miljoen. Dink ek gaan dit op te staan kom. Dit vat dan die totale belegging dat ons op 530 miljoen is. Maar as 'n mens 'n paar lospunte nog moet bysit, dan kan 'n mens sê en als gaan die projek seker uiteindelik by tussen 530 en 550 miljoen draai.
Nou daai agter ons wat nog aan die kraal moet kom, daai laatslapers, daar's mos nou mense wat verskriklik lank ding. Sê is daar kan jy nog aandele koop? Kan 'n laatslaper nog aandele koop as hy sou wou, hy of sy sou? 'n Laatslaper kan nou nie meer nuwe aandele wat uitgereik word gekoop nie, want daar word nie nou weer nuwe aandele uitgereik nie. Die enigste manier om nuwe aandele te kan uitreik, dan moet ons 'n algemene jaarvergadering belê en die lede die aandeelhouers moet dan nou stem daarvoor. Ja. Maar soos met alle openbare maatskappye is ons aandeel vrylik verhandelbaar. Ja. En dit word dan nou oor die toonbank verhandel. Die Engelse term is OTC, over the counter. Over the counter. En dit word fasiliteer deur makelaars in Windhoek. En dit word die proses word geadministreer en gemonitor deur die Namibiese beurs, die Namibian Stock Exchange. So jy kan aandele gaan koop. Daar is al 'n klomp aandele verhandel. Ek dink die aandele verhandel op hierdie stadium nog teen die pariwaarde van R1 waarteen dit uitgereik is. Maar dit kan dan nou wees dat die waarde dan nou kan verander na gelang van hoe ons werk doen. Ja. En wanneer ons dan nou maar ek weet jy werk hard en jy's 'n voorslag, so dis ek het absolute hoop in Savannah Bee met jou en Mikkie Schneider en die hele raad. Ek is baie positief. Ja. Ek dink daar's 'n klomp mense wat baie passievol is oor die projek en ek dink die saak is die regte saak vir Namibië. In die opsig dat dit plaaslike werkverskaffing gee. Ja. En die tweede ding is dis plaaslike ware toevoeging ook. En die derde ding is dit vir al die platteland glo ons gaan baat vind hierby deurdat daar geld of meer geld dalk na die platteland toe sal vloei. Baie dankie. Dan oor die algemeen, hoe voel jy oor die beesvleisbedryf in Namibië? Julle moet positief wees, maar al nou nadat ons reën gehad het. Ek wil nou maar gesê, kyk ons het nou lekker reën gehad. So nou hoekom vra jy die vraag, maar dis al ons probleme is met reënwater opgelos. Close. Dis dan nie heeltemal die gedagte nie, maar ek dink die mediumtermyn vooruitsigte vir kom ons noem dit beesvleis spesifiek lyk oor die wêreld redelik positief. Die wêreld kudde is kleiner. En daarom is pryse dan nou redelik hoër. Maar ons moet ook verstaan dat ons het 'n baie klein gedeelte van die wêreld se koeikudde. So ons is nie eintlik 'n groot rolspeler nie. En ons sal van ons kant af moet ons hard daaraan werk om die land se industrie so te bou dat dit totaal gefokus is om 'n baie gesofistikeerde verbruiker in Europa tevrede te hou. Soos 'n niche maak. Baie lekker om jou hier by Nampo te sien. Geniet Nampo en vat al hierdie wonderlike idees wat ons terug na Namibië toe. Ja, baie dankie. Julle het oor my motorbike het gestart. Ja, ek moet nou ry. Baie dankie daarvoor. Lekker dag vir julle. Dis 'n groot voorreg vir AgriMonitor om vandag hier te kuier by Oranje Rivier Wynkelders hier langs die Oranje Rivier in Appington by Mostop Dippenaar. Hallo Mostop, hoe gaan dit hier op sonnige Appington? Nee, baie dankie en welkom hier by Oranje Rivier Wynkelders in Appington. Ek hoop julle gaan dit geniet hier by ons. Ons geniet hierdie vol Oranje Rivier. Dit is vir ons wonderlik om te sien. Dit is wonderlik om te sien, maar ek moet sê dit is ook altyd nie lekker vir die produsente nie. Ja. En vir die boere buitekant nie. Dis nou die 4de of die 3de keer in 4 jaar wat hy redelik hoog is en omtrent oor sy walle. So hy maak maar 'n bietjie skade aan die drywe. Ons was baie bekommerd want ons het op Kanon Eiland gebly, so ons was baie bekommerd ons kon nie oor daai brug hier ry nie, maar dis heerlik hier, dis wonderlik, dis pragtig by julle. Maar julle het so 'n ryk geskiedenis. Gee net vir ons so kortliks, want ek en jy het nou gesê ons kyk in die toekoms in, maar dis tog ook belangrik hoe julle begin het en hoe al die produsente weet wie almal lewer. Ja, dit is Oranje Rivier Wynkelders is gestig in 1965 en die kelder is begin bou in 1968 en die eerste oes is gelewer in 1967. Sjoe. En so stigtingsjaar, ons is nou van jare 50 jaar oud. En en toe later het van die ander kelders bygekom.
Keimus was die volgende keller, hy was in 70, 71 en toe Kakamas was in 74 en Grootdrink en Groblershoop is in 75. Sulke lekker name, Grootdrink en Groblershoop en Keimus en Kakamas, ja. Ja, nee, dit maar is... op die ouend het alles gesentraliseer hier na Appington. Yes, op hierdie stadium vir ons was dit belangrik geweest, omdat ons druiwegetalle redelik minder geraak het en produsente dit wyndruiwe vervang het met droogdruiwe. Het dit uit 'n koste-oogpunt vir ons net sin gemaak om alles op Appington te sentraliseer. So wat gebeur is die produsente kan nog steeds sy druiwe by Grootdrink of by Keimus, Kakamas, waar ook al. So hy gaan lewer nog steeds sy druiwe fisies by die perseel op Grootdrink of Kakamas of waar ook al. En dan ons as keller skuif die druiwe, bring dan die druiwe of in bins, 500 kg bins of in saai-tippers. En ons bring die druiwe Appington toe en ons verwerk alle druiwe wat op Appington verwerk. So deur dit te doen, kan ons kostes beter beheer, veral met loadshedding en al wat 'n ding is wat ons nou maar voor... O, julle het waar daai dramas ons het nog daai dramas ook nog so, jy moet by elke keller, en voorheen moes jy 'n kragopwekker gaan neersit het, en ons praat hier van klein goedjies om 'n keller te trek. So ons kon die kostes baie beter afbestuur, en dit het actually gemaak dat ons van jaar vir die produsente 'n 53% verhoging in koste of in uitbetaling kon deurgee. En dit is alles maar deel van die planne wat ons gemaak het om alles te sentraliseer. So dit help baie. Dan, jy het nou gepraat van die kragopwekkers. Julle het die koolstofvoetspoor in 2021 het julle begin verminder en sonkragpanele. Vertel vir ons meer daarvan. Julle het seker nie 'n keuse gehad met beerdkrag nie. Ja, toe moet julle dit nou maar. Dit is so half tweeledig uit 'n finansiële oogpunt maak dit sin om ons hierdie son, ons kan dit gebruik. Maar ons het nog nie genoeg panele op om ons van die grid af te haal. So, maar dit uit 'n koste-oogpunt uit dit verminder ons kragrekening aansienlik en dit help dan nou ook met ons koolstofvoetspoor. So ons behoort aan IPW in Suid-Afrika en dit alles gaan oor volhoubaarheid van die druiwe en van die land so dit help vir ons Maar ons is die groot rede hoekom julle hier is oor die wyn. Ons gaan nou proe. Ons is Afrikaans in Namibia, ons is 'n Afrikaanse program. Die oulikste name wat julle het, dis Bondstaan, dis Rondstaan, dis die Kerkmuis. Wat is hierdie ene? Dis 'n jenever, dis die opsitkers. Ja, die gaan vir my dis 'n muskadel. Dis 'n muskadel. Ja, vertel my 'n bietjie van die cultivars en julle oulike name. Natasha sal later ietsie sê rondom cultivars se goed. Maar wat gebeur het in 2018 en 2019 het veral Keimus Keller baie stadium het baie goed gedoen met Sauvignon Blanc, iets wat ons nie aangeplant het in die streek. Ietsie wat almal gesê het nie hierbo sal werk nie. En toe het ons Jongwenskou, het ons SA kampioen Sauvignon Blanc gewen. Julle het die hele paar pryse gewen. So ons het toe begin goed doen met die Sauvignon Blanc en alles en ons het toe het ons aangedink, maar ons kan nie die Sauvignon Blanc net in 'n gewone Oranje Rivier windkelder bottel sit. Ons wil ietsie spesiaal daarvan maak. Toe het ons begin en toe wil ons Keimus gebruik en ons mag die Keimus gebruik oor verskeie redes en die druiwe staan op 'n eiland, Skanskop eiland. Ons wou toe die naam Skanskop eiland of Skanskop gebruik, dan mag ons dit nie. En die plaas waar die druiwe vandaan kom is dan Omstaan, is die plaas se naam. En dit was die ontstaan van die eerste Afrikaanse naam van. Dis oulik. En toe het Kakamas later bygekom en Kakamas het toe regop staan geraak. En toe het ons die brandewyn en die gin ingebring en toe was dit Rondstaan en Bondstaan. Dis 'n perfekte naam vir brandewyn, Bondstaan. En dan die Kerkmuis. Ons sit huidiglik in die Kerkmuis proelokaal en restaurant. En die Kerkmuis se naam het eintlik vandaan gekom van dit was maar 'n klein begin toe ons
baie swaar gekry het as 'n kelle. So dis letterlik so arm soos 'n kerkmuis waar dit nou maar begin het. En toe het ons die plek die kerkmuis gedoop en en dit is maar die huis baie oulik. Mostop, ek hoor jy het ook baie byname. Dit is nie Mostop nie, maar dit was vir my 'n baie groot voorreg om met jou te gesels en baie dankie dat jy ons so vriendelik hier verwelkom het in Appington. Dat jy hier by ons was en ons hou daarvan. En ons drink julle byne daar in Namibië, hoor? Ek wil net sê die rivier skei ons twee lande van mekaar. Ons is juist besig of ons het 'n rooiwyn wat 'n spesiaal vir die Namibiërs 'n blend wat is opgemaak het of 'n versnit wat is noem Kaimos. So ons het dit spesiaal net vir die Namibiese mark en ons het ons bymekaar gesit so. Ek sien uit om dit te proe eendag. Yes, nee, 100%. Hallo, dis baie lekker om by jou te kuier, Natasha Kombrink. Sy's 'n grondkundige en dis 'n meisie wat van Skukuza afkom en land op Appington. Hoe het dit gebeur? Ja, Franselies. Ek sê altyd ek het met my boude in die water geval. Het jy boude in die wyn geval en die bond staan en rond staan wyn? Ja, net so. Ja, ag, hierdie Kalahari wêreld is net besonders en ek moet sê die gogga het my omtrent gebyt die 1 jaar wat ons bietjie hierso in die Galagadi kom kuier het. Sê ek net ek wil hier in die rooi sand kom bly. Dit is wonderlik. My ma het in die Kalahari groot geword daar by Bloemvelde, so ek ken daai gevoel. Dit is en daai sonsondergange. Nee, die Kalahari is wonderlik. Maar ja, so jy het nou met jou boude in die rond staan en rond staan wyn in geval. Maar jy's nou die grondkenner. So ons wil weet van die terroir. Hoe werk dit? Want jy het begin met meer semi-soetwyne. Hoe daai proses gevorder tot wat ons vandag nou kry? Nee, so wat baie interessant is, ons streek het nou nie soveel hellings en blokke op die hange van die berge soos by Stellenbosch en soos in die Kaap nie. Maar wat ons streek uniek maak, ons het baie diep vrugbare riviergronde. En dit dan nou gesamentlik met ons het lekker mesoklimaat ook. As mens in ag neem die variasie tussen die areas wat ons het eilande wat koue pockets is, wat almal altyd gesê het soveel blank gaan nie aard nie, maar daar op die eilande het dit fantasties gedoen. Werk dit toe. En dat ons die res van die binnegronde en ons het buitegronde ook, so ek praat nou so half wyd oor die binne en die buitegronde, maar dis so 'n groepering wat ons nou net dit probeer saamgooi. So binnegronde as ons daarvan praat, dan verwys ek na ons diep alluviale gronde reg langs die rivier af. En dit is basies wat gebeur het oor jare, die rivierklomp grond hier kom deponeer en ons het lekker diep sandsluk gronde ontwikkel. So binnegronde is dan al hierdie diep vrugbare gronde en dan buitegronde is nou verby daai grens. Dan kyk ons nou weer na sanderige, klipperige gronde. Nou wat plant julle daarin? Wat 'n kultivar? Wingerdaard ook goed daarso. So meeste van ons buitegronde het rooi druiwe ook op. Dit aard baie goed vir hulle. Want hy is 'n bietjie skraler in aard, hy's bietjie armer as die vrugbare gronde. Maar dit saam met ons klimaatsverskille is baie geskik dan nou vir rooi druiwe onder andere. Maar ons het baie goeie wit cultivar blokke ook soos byvoorbeeld Chenin Blanc en Colombar wat goed aard ook op die buitegronde. Maar as jy nou na tonnemate kyk, dan gaan jy nou sien binnegronde gee definitief meer druiwe. Gee groter produksie. Yes, nee, verseker. Ja, so die oogpunt lank terug was meer oor dit 'n warm streek is, was die besluite rondom die cultivars toe nou meer muskaat tipe druiwe gewees. Meer die soetdruiwe? Yes, die soetdruiwe. En soos wat ons ook nou maar die area beter ontwikkel en ontdek het, was daar 'n bietjie eksperimente geplan en ons het toe besef, maar weet jy wat, as gevolg van hierdie twee eienskappe, ons koeler areas saam met die warm areas en die gronde, is daar baie ander kultivars wat ook geskik is. So op die oomblik, as ons praat van ons hoofgroepe, wit druiwe is maar Chenin Blanc, Colombar, en dan het ons 'n baie spesiale, eintlik 'n koue streek kultivar soort, genaamd Ursa Oliver, kom van Hongarye af.
Hongarije, ja. Ja, en ons maak nou, dit is eintlik 'n unieke storie, ons maak nou 'n vonkelwyn van dit wat baie gewild is. So dis ook 'n wit kultivar wat ons het en dan Sauvignon Blanc onder andere. Sjoe. En dan as ons nou van rooi druiwe praat, dan Pinotage, veral op daai skraler gronde, fantasties. Dit werk lekker daar. Shiraz, Deref, Ruby Cabernet. Ons verbou van so klein begin na soveel cultivars en vonkelwyn. Ja. Ek sal nou nie dink dat mens vonkelwyn hier langs die Oranje, nou wanneer kan ons dit proe? Wanneer gebeur dit? Somme net hierna. Regtig? Ja. En Natasha, dan hoor ek jy het intussen vir jou 'n wynboer uitgeslaan hier en so jy gaan nie bly. Ja. Jy bly in die Kalahari. Ja, verseker. Ja. Okay, wat is nog spesiaal aan die Oranje rivier wynkelder? Wat sal jy sê is 'n regtige hoogtepunt of iets wat uitstaan wat dit uniek maak? Hoekom ek nie hoef Kaap toe te gaan nie? Ek kan regtig net van Namibia vry tot hier. Want ek het baie verrassings hier kom kry. Ja. Wat maak julle uniek en spesiaal? Wel, ek moet sê uniek van ons streek. Ek moet net heel eers sê die hartsmense hierso. Ja. Die gemeenskap hier is ongelooflik. Maar as ons nou van wyne praat, dan ons warmer klimaat is regtig, mense sou dit nie dink nie, maar dit het vir ons baie voordele ook in. En dit maak dat ons wyn ook 'n sekere styl het. So ons warmer klimaat en met die besproeiing wat ons darm het, anders sou met hierdie hoë temperature wat ons in die somers bereik, sou ons 'n paar moeilikhede gehad het. Oorleef julle Desembers en somers hierso? Nee, wat jy pas maar aan. Ek onthou ek het gery terug universiteit toe klim ek uit en toe smelt my tekkies aan die teer vas. Sjoe. Dit is hoe ek Appington onthou. Ja, ek weet mens kan eiers bak ook op die baan. En ek is baie bly dit is nou koeler hier. Ook Ursa. Ja, ons het die cultivar nou. Ja. Gebruik vir hom. Ek sê vir jou baie dankie. Baie lekker hier in Appington by Oranje Rivier Wynkelders. Dit was 'n interessante program. Dankie dat julle ingeskakel het. Ter slot, net 'n laaste woord van Françoise oor die naweek se braai. Moenie die NLE Agri Braai misloop nie. Daar is groot kunstenaars. Daar is een van my gunstelinge, Appel. En daar is Elof vir die jonger mense soos jy. En Jacques, is jou dansskoene aangetrek? Dansskoene is aangetrek. Myne ook. Dit is my dansbootse en ons gaan nie dis nie net die vure wat gaan hoogbrand nie. Onthou nie die tema is Mexikaans, Buenos Amigos en dit gaan oor die jong boere. Ons fokus hierdie jaar op die jong boere en ons sien julle daar. Sien julle uit by die braai.